Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werk van die Here is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Moet nooit die magtige dade van die Here vergeet nie. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Kom ons antwoord op. Weereens baie welkom vanoggend in die kerk van die Here. Ek is bly om julle te sien. Aan al ons YouTube kykers sê ons ook baie welkom. Weet nie of julle weet nie, maar daar's 'n subscribe knoppie wat jy kan druk op die diens wat jou 'n intekenaar maak en dan kry jy dit outomaties die link elke Sondag. En jy kan ook kommentaar lewer as jy wil en daar's ook 'n duimpie vir opwaarts. Ek hou daarvan, afwaarts ek hou nie daarvan nie. Maar moet net nie laat ek uitvind wie jy is as jy daai duimpie so maak nie, né? Maar baie welkom. Vanoggend aan aandag aan Filemon. Ons het hierdie week by Filemon stilgestaan, 25 versies wat ons nou die hele week 'n paar keer gelees het. Groot dinamiek in die boek. So ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie persoonlike brief van Paulus, maar net een aspek daarvan vanoggend. Ek moet vergewe. Dit maak my vry. In Engels, terwyl van ons kinders wat hier is van Engeland af, the small letter of Paul to Philemon, I don't know how to say that in English. I must forgive because that will free me. To forgive will free me. En dit is hoe dit werk. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons is hier in die huis en ons is by mekaar as u kinders. Ons is saam verbind deur die een Gees en deur die een Here Jesus Christus. En ons is onlosmakend aan mekaar verbind as familie. Daarom het ons mekaar lief. Bid ons vir mekaar. Verdra ons mekaar. Hou ons uit met mekaar. Vergewe ons mekaar. Want U is ons gemeenskaplike faktor. En ons het juis na hierdie kerk gekom vanoggend om dit te vier, dat ons in Jesus Christus verlos is. En dat ons behoort. En ons kom met die wete, niks en niemand gaan ons ooit van God kan skei nie. Nie hierdie regering nie, nie wêreldsmagte nie, geen kragte, geen boosheid, geen Satan kan ons van God skei nie. En ons is hier om U woord te hoor, so sal U met ons praat en vir ons 'n lewensles gee vir die week, waaroor ons kan dink. Help ons om ook die nodige koersaanpassings te maak in ons lewens waar ons moet. Heilige Gees, dis U wat daai werk in ons doen, om ons te verander, om ons te wederbaar, om ons terug te bring na die woord, terug te bring na God, terug te bring na die Gees. So seën ons so saam. Aanvaar ons gebed en aanvaar ons lied wat ons vir U bring, want U is die Here. Dankie dat U intens in ons belang stel, en dat U vir ons elkeen omgee, en dat ons elkeen belangrik is vir U. Ons prys U. En ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ek moet vergewe, dit maak my vry, uit die brief van Paulus aan Filemon. Van Paulus se gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus. Aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Apphia en Archippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in jou huis bymekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Filemon se liefde en geloof. Ek bid, elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen.
Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Paulus was ongeveer so 46 jaar oud hierso. Ek doen 'n beroep op jou op belang van my kind Onesimus. Die woord Onesimus, die naam beteken waardevol. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom na jou toe terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my wou hou, sodat hy my in jou plek kan dien terwyl ek ter wille van die evangelie gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. Miskien was jy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom, net soos jy my sou ontvang. As hy enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek, Paulus, met my hand. Ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner, dat wat jy is, jy aan my te dank het nie. Ja, broer, in die naam van die Here bewys my hierdie guns. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy dit sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Tot sover. Vers 12 sê, ek stuur hom na jou terug. Vers 17, ontvang hom, net soos jy my sou ontvang. Nou onthou, Onesimus was 'n slaaf, en hy het weggeloop van Filemon af. Nou 'n slaaf was niks werd. Jy kon enigiets met 'n slaaf doen, niemand sou 'n haan gekraai het nie. Hulle reken daar was omtrent 60 miljoen slawe, want as jy nie 'n Romein was nie, en die Romeine het jou land oorval, is jy as 'n slaaf beskou. Jy was niks werd nie. En as jy weggeloop het, en jy word gevang, kan hulle jou in die tronk gooi, hulle kon jou doodmaak. Niemand sou ge-worry het nie, jy's 'n slaaf. Ding wat hulle nogal gedoen het, was hulle het 'n brandyster warm gemaak, en hulle het 'n F op die voorkop gebrand, vir die Latynse woord fugitivus, wat beteken 'n droster, 'n wegloper. So dis wat met Onesimus kan gebeur as Filemon hom vang. So nou skryf hy Paulus hierdie brief en sê, maar Onesimus het nou hier by my uitgekom in die tronk waar ek is, hy het tot bekering gekom. Hy is nie nou net 'n niks werd slaaf nie. Hy doen nou sy naam gestand. Hy's nou bruikbaar in die koninkryk van God. Hy's jou broer in Christus. Ek stuur hom terug na jou toe. Ontvang hom. So wat sê hy eintlik vir Filemon? Paulus sê eintlik vir hom, Onesimus, kom terug, ontvang hom terug. Ontvang hom as jou broer in Christus. Filemon, vat hom terug, al het hy jou skade gedoen. Dis oukei, vat hom terug. Filemon, wat ek eintlik vir jou sê is, jy moet hom vergewe vir wat hy gedoen het. Ek weet, Filemon, jy kan al hierdie goed aan hom doen, dis jou reg as 'n Romeinse burger. Maar ek sê vir jou, vergewe hom. Vat hom onvoorwaardelik terug. Vergewe hom volkome. Om te vergewe is nogal moeilik, partykeer. Nie waar nie. Ons kan baie maklik praat oor vergifnis. En ons sê dit in die kerk, ons moet mekaar vergewe, want dis 'n Bybelse opdrag. Maar in praktyk
Is 'n bietjie moeiliker, né? Veral as jy sekere goed aangedoen is in die lewe. As iemand jou besteel het. Iemand ook onder die voorwendsel van ek wil graag by jou leen, maar hulle bring dit nooit terug nie. Kan geld of besittings wees. Dis nogal baie moeilik om iemand te vergewe as jy gehoor het hulle beskinder jou en maak jou sleg. Dis nogal moeilik. Nee, want as jy partykeer voel soos ek voel, veral op 'n donderdag, dan wil ek hulle gaan iets aandoen. Dis nogal moeilik as jy saam met iemand in besigheid was. En ek ken so iemand. Hy het al die kontrakte geteken vir die besigheid en sy vernoot het hom stelselmatig aparte skelmrekening oopgemaak en al die geld so weggesit. En uiteindelik het hy gesneuwel, want hy het die kontrakte geteken en hy het miljoene geskuld. En sy vernoot is weg en hy is vandag 'n miljonair. En die party wat benadeel is sukkel. Dis nogal moeilik om so ou te vergewe. Dis nogal moeilik om iemand te vergewe wat jou huwelik opgebreek het. Ek meen, nou raak nie sommer pelle met die ou wat jou vrou gevat het of die een wat jou man gevat het nie. Dis baie moeilik om hulle te vergewe. Dis baie moeilik as iemand wat jy voor lief is en dierbaar is vermoor word om daai persoon te kan vergewe. Dis moeilik. Maar ons sien sulke gevalle, né? Maar dis moeilik. Hoe kry jy dit reg? Om vir 'n moordenaar in sy oë te kyk en vir hom te sê, ek vergewe jou. Hoe kyk jy 'n ou in die oë wat jou verkrag het? Dis moeilik om te vergewe. En dan sê die dominee, die Bybel sê jy moet vergewe. Dis moeilik. Dis baie moeilik om iemand te vergewe as jy in 'n ongeluk was wat nie jou skuld was nie. Hierdie idioot het hom nie gesteer weer aan 'n stopstraat of 'n verkeerslig nie en jy het permanente skade opgedoen of mense in jou kar is dood. Dis baie moeilik om te vergewe. So hoe kry ons dit reg om te vergewe? Dis maklik om dit te sê, ag ek vergewe het. Maar as ek nog gevoelens hier binne-in het, dan het ek nog nie vergewe nie. Ons praat dalk heeltemal te maklik oor vergifnis. Jy weet, en ons sê ook sommer, ek weet my liewe moeder het dit baie graag gesê, en sy was 'n kwaai auntie. Ek vergewe, maar ek vergeet nie. En daai vergeet van haar was van, ek skryf jou af. So, is dit regtig vergifnis? Kan ons vergewe en vergeet? Nou lees ek 'n bietjie oor die goed, dan sê ons, nee, weet jy, dit is nie so maklik om te vergeet nie, want as jy 'n merk op jou lyf gekry, dan sit hy 'n bietjie. Hy litteken sit daar. Dit is nie so maklik om dit uit jou stelsel uit te kry nie. Dit lê in die onderbewussyn, sê die slim mense. So dit is 'n bietjie moeilik om sommer net te vergeet. Miskien moet ons eerder sê, nee, weet jy, ek vergewe jou, maar ek sal jou nooit weer vertrou nie. Of ek vergewe jou, maar ek hou maar my afstand met jou. Ek weet self nie hoe moet ons met hierdie goed maak nie. Want dit is nie so maklik om net te vergeet nie. Veral as jy die benadeelde party is. Dit is nie so maklik nie. En daarom om net sommer oor vergifnis te praat, moet ons nou maar soos die Engels sê, talk is cheap. Dit is nie so maklik om net te vergewe nie. Glo my, as ek volgend vir julle sê, en ek gaan nou nie name noem nie. Dis mense in die gemeente wat ook sê, daai een het my kwaad gemaak. En dan hoor ek baie keer, dit is sommer 8 jaar terug, 10 jaar terug, 15 jaar terug. Glo my, is mense wat nie meer hulle voete in hierdie gemeente wil sit nie, wat sê, as dit nie vir daai of vir daai was nie, sou ek nog dag gewees het. En dan is ons nou kinders van die Here, né? Wat so met mekaar praat. So, dis nie so maklik om te kan vergewe nie. Ek dink ek het dit al vir julle genoem, een van my klasmaats het sy doktoraal gedoen in vergifnis. Sy aanvanklike motief of doel was om 'n doktoraal te doen op die kankerpasiënt.
Terwyl hy nie besig was om navorsing te doen met die kankerpasiënte, toe kom hy agter, maar hier sit 'n groter probleem by hierdie mense as hulle kanker. En dit is vir die feit dat hulle nie kan vergewe nie. En dit vreet hulle op soos kanker nie eers kan opvreet nie. En hy het omgeswaai en hy het sy doktoraal gaan doen oor vergifnis. Omdat vergifnis so geweldig belangrik is en die Here dit geweet. So hoe moet ons nou hierdie saak oor vergifnis benader? Die Bybel is vol van vergifnis. Nou ek gaan in een sin probeer sê hoe God vergewe in die Ou Testament. Ek meen as jy nou na Israel kyk, wat die uitverkore volk is, vir wie die Here deur Abraham gesê het, jy en jou nageslag is myne vir ewig. En hy het hulle gered uit Egipte en hy sorg vir hulle, hy gee vir hulle land, hy doen vir hulle alles. En elke keer dan sê hulle, ons gaan agter die afgode aan. Nie wil nie, ons sal maak soos ons wil. En elke keer vat God hulle terug. Elke keer vergewe hy hulle. Elke keer as die profete opstaan en vir hulle preek en hulle tot bekering lei, dan vergewe God maar weer. En dan kom die Here in Psalm 103 en hy sê, so ver soos wat die ooste en die weste van mekaar af verwyder is, so ver verwyder ek jou oortredinge van jou af. Dis hoe God vergewe. Want God is lief vir sy skepsels. Hy's lief vir sy kinders. God wil in 'n herstelde verhouding, want wat doen sonde en boosheid in ons lewens? Dit bring verwydering tussen ons en God. En God wil dit nie hê nie, daarom vergewe hy elke keer, want hy streef en hy smag na 'n herstelde verhouding met sy kinders. Dis wat God wil hê. Hy wil hê ons moet vry wees van die bande van sonde. Hy wil hê ons moet kan leef saam met hom en in hom. Hy wil hê ons moet tot ons volle potensiaal kom. Daarom sê hy, ek vergewe jou. Ek haal hierdie laste van jou af. Ek wil hê jy moet vrykom. Ek wil die bande breek van sonde en van laste in jou gewete. Ek wil hê jy moet vrykom. Dis hoe God wil hê en met ons wil werk. Kom ons na die Nuwe Testament. Dan is daar nou 2 groot Griekse woorde wat vir vergifnis gebruik word. Charizomai, vergeet dit. Wat beteken? Ek vergewe, ek verlos jou, ek verskoon jou, ek kanselleer jou skuld. Net soos wat iemand, die skuldeiser, skuld 'n klomp geld, iemand skuld hom 'n klomp geld en die skuldeiser sê vir die skuldenaar, maak jou rekening skoon. Maak hom skoon. Poeh, jy skuld my niks meer nie. So lekker wees as SARS dit vir ons almal kon sê, né? Ek maak jou skoon. Jy skuld my niks. Jy hoef niks hierdie jaar te betaal nie. En die ander woord wat ook baie in die Nuwe Testament voorkom, apheima of apheimi, wat beteken ek gee genade. Ek gee vir jou vrylik. Ek stuur jou weg. Gaan in vrede. Jy's vry. Jy skuld my niks. Genade, geskenk, ek gee dit vir jou. Charisma. Is nou nie heeltemal hier nie, maar dit is wat genade ook beteken. Apheimi, ek laat jou vry gaan, jy skuld my niks. Skuld my 0, zip, jou skuld gekanselleer. Dis hoe God werk. Nou hoe vergewe God ons? Want as ons nie verstaan hoe God met ons werk nie, kan ons nie weet hoe om met mekaar te werk nie. God vergewe onvoorwaardelik. In die oë van God is daar nie klein sondetjies wat vergewe moet word nie, en daar is groter sonde wat groter vergifnis en groter genade nodig het. Nie werk nie so by God nie. Sonde is sonde. Of dit nou so klein is, of ek nou R1 by iemand vat, en of ek nou R1 miljoen vat, wat is die verskil? Of ek nou een persoon iets noem, en of ek hom soveel woorde toevoeg. Vloek as ek iemand vervloek. God wil vergewe volkome. Heeltemal. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy vir
al ons sondes gesterf. Van die kleinste tot die grootste. Wat 'n verskil is daar nou? Ons maak nogal, 'n moordenaar, nee, hulle hoort in die tronk, hulle is sleg, hulle is gemors. As jy homoseksueel is, laat die donder jou tref. Dis die grootste sonde van sondes. Daar is nie verskil nie, sonde is sonde. En as ek iemand vloek, dis sonde. As ek iemand verwens in my gedagtes, sê die Here Jesus, dan is dit moord. So kom ons hou op om sonde te kategoriseer. Enige iets wat teen die wil van God is verkeerd. Maar wanneer God na ons kyk en sê, ek gee nie om wat jy gedoen het nie. Jy is vergewe. Omdat jy glo in my en in die vergifnis van Jesus Christus. En hy gee dit vir ons sonder verwyd. Hy sê nie vir ons, kyk, as jy nou, ek sê jou sonde vergewe, indien jy vir my so maak en so, want dis mos hoe ons is. Ons sê, hoor hierso, ek sal jou vergewe indien jy my om verskoning kom vra. Kom vra my eers om verskoning, kom boet voor my, kom buig voor my, verneder jouself voor my, dan sal ek jou dalk vergewe. Dis nie hoe God met ons werk nie. God hou nie rekord nie. So kom ek het die versekering, as ek my sonde voor God bely, is dit verby, vergete. As ek môre vir God vra, wat het ek gister gevra, jy moet my vergewe, gaan hy sê, ek kan nie meer onthou nie. Want Jesus het betaal daarvoor. Jy is skoon gemaak deur die bloed van Jesus. Hy hou dit nie teen ons nie. Hy hou dit nie teen ons nie. Gaan ons nie kort herinner aan nie? Ja, alweer, né? Net soos die tannie wat vir die pastorale sielkundige sê, hy het in sy blaai so na boekie 15 jaar gelede in sy blaaiewees sê 28 jaar gelede op hierdie datum het hy dit gedoen. Sorry tannie. Jy verstaan nie. God kan ons eintlik maar sê bly aan geheue verlies. As dit kom by vergifnis. Want hy vergewe volkome en dink nie, nooit weer nie, die Bybel sê dit ook, nooit weer dink hy daaraan nie. Hou dit nie teen ons nie. Dis hoe God met ons werk. Hoe fantasties, né? Hoe vergewe jy? Ons weet, ons moet vergewe. Want die Bybel sê, ons moet vergewe. So ons verstaan, ons moet vergewe. Ons leer in Matteus 6, wanneer die Here Jesus sê, so moet julle bid, en dan stel hy vir ons die Onse Vader gebed bekend. En dan kom een van die bedes en sê, vergewe ons sondes, soos wat ons vergewe die wat teen ons gesondig het. Vader, vergewe my, soos ek vergewe. Hoekom het die Here Jesus dit daar aangesit? Jy moet vergewe. Hoe kan jy vir God vra vir vergifnis as jy nie bereid is om te vergewe nie? En dan vertel hy vir ons verhaaltjies van die koning wat hierdie amptenaar inroep wat 'n paar rand skuld. Ek dink is in Matteus 18. Paar randjies. En dan smeek hy en hy spreek hom vry, sê okay, jy skuld my niks meer nie. En op pad huis toe onthou hierdie amptenaar, hy onthou, maar daar's 'n ou wat my geld skuld, daar loop die bogger. Hey, kom betaal my. Of nee, ek het dit nou verkeerd, hy het die koning miljoene geskuld, né? Miljoene afgeskryf. En hierdie ou wat hy daar sien skuld hom net 'n paar randjies. En hy laat gooi hom in die tronk toe die ou hom nie kan betaal nie. Die koning hom teruggebring. Sê, wat het ek vir jou afgeskryf? Jy kan nie eens 'n ou paar randjies afskryf nie. Tronk toe met jou. En dan vra Petrus die bekende woorde, hoeveel keer moet ons vergewe? 7 keer? En dan antwoord die Here Jesus om 70 maal 7. Daarmee wou die Here Jesus nie eers 'n beperking gee nie. Hy wou eintlik sê, male sonder
getal moet jy vergewe. Onophoudelik moet jy vergewe. Jy moenie boekhou eers daarvan nie. Jy moet maar net aanhou vergewe en vergewe en vergewe en vergewe. Want dis hoe ek met jou werk. Dis vergifnis. So die vergifnis wat ek en jy behoort hê, moet ook onvoorwaardelike vergifnis wees. Moet ook sonder voorbehoud. Moenie eers iets verwag wat jy moet doen voor ek jou kan vergewe nie. Ek hoef nie te wag dat iemand my om vergifnis vra nie, of om verskoning vra nie. Ek kan hulle maar vergewe, al weet hulle dit nie is dat ek hulle vergewe nie. Ek moet ook nie rekord hou daarvan nie. Ek moet dalk soos die Here ook aan geheueverlies ly. Want dis 'n bewys van liefde. Gaan lees maar weer 1 Korinte 13. En dit is waar dit inkom. Liefde, agape liefde, die goddelike liefde wat in ons is, wat van God afkom, dis die liefde wat ons vir mekaar moet hê. En dit sluit in vergifnis ook. Wat is die implikasie van vergifnis? Ek dink is goed dat ons net na die negatiewe kant kyk. As ek nie kan vergewe en nie wil vergewe nie, want daar is goed wat ons soms sê, ek sal wragtig nie daai persoon vergewe nie. Wat is die impak daarvan? Dit help jou niks. Dit help niemand niks nie. Om nie te vergewe nie, doen niks goeds nie. Dit help net absoluut niks. Ek weet nie om dit beter te sê nie, dit help niks. Sweet blou boggerol. Daai verhoudings bly net stikkend. Want ek dra wrok. Ek het 'n wrok. Ek het hierdie gevoelens. Dit gaan nie die verhouding beter maak nie. Bly stikkend. En kom ons sê dit maar reguit vir mekaar as kinders van die Here. Dit is nie God se wil nie. As ek nie kan vergewe nie, is ek buite God se wil. Is ek 'n ongehoorsame kind van die Here. Nou die sielkundiges kyk ook na hierdie ding. Henny het ook daarna gekyk. Wat se effek dit op jou as persoon het, op jou siege, op jou hart, op jou gesondheid. Dit het 'n definitiewe impak op jou. Dit het hulle navorsing oor en oor bewys. Mense wat nie kan vergewe nie, begin angstig raak. Hulle begin aan depressie ly. Hulle begin vrees. Hulle sê die impak om nie te kan vergewe nie, om te loop met 'n wrok, het 'n slegte invloed op jou bloeddruk. Dis nie ek wat so sê nie, dis wat die slim mense sê. Mediese mense sê. Dit jaag jou bloeddruk op. En dit verswak jou immuunstelsel. So dit breek jou af. Jy is meer vatbaar vir siektes. Dis wat hulle sê is die impak van om nie te kan vergewe nie op jou liggaam. Slaaploosheid. Dit nie eers genoem nie. So eintlik is dit beter vir my as 'n mens om te kan vergewe. Want dit is God se wil. Punt. Ek moet. Ek sê nie dis maklik nie, maar ek moet. Want dit maak my vry. Kyk daarso. Die prentjie hoop ek spreek daarvan, dit maak my vry. As ek iemand kan vryspreek, maak dit my vry. En dis die goed en die mooi daarvan om te kan vergewe. Want ek kom vry. Dis nie eintlik dat ek hierdie persoon vry maak nie, is ek kom vry. Ek breek die bande. Ek haal die bal met die ketting van my voet af. Ek kom uit my tronksel uit, want ek is besig om hier myself toe te maak, en in hierdie tronksel is ek besig om dood te gaan van binne af. So ek kom vry. Dis goed vir my gees en my liggaam as ek kan vergewe. Want dan slaap ek lekker. Dit skep vrede in my gemoed. Dit maak my 'n beter mens om te kan vergewe. Dit gaan my gesondheid ook beter maak. Miskien moet ons maar so effens soos die eend wees, né? Water teen die rug afloop. Soms. Om te vergewe is belangrik.
maar dit is nie maklik nie. Dit is nie altyd maklik nie. So hoe doen ons dit? Hoe doen ons dit? Identifiseer die pyn wat jou aangedoen is. Jy is kwaad vir iemand. Hoekom is ek kwaad vir daai persoon? Hoekom is ek kwaad? Ek is kwaad. Ek het hierdie gevoelens in my. Hoekom het ek hierdie gevoelens in my? Wat het hierdie persoon aan my gedoen? En dan kom ons probeer in daai persoon se skoene inkom. Hoekom het hierdie persoon dit aan my gedoen? Want as jy dit begin ontleed, miskien is hierdie persoon nou maar net in hulle aard 'n wrede mens. Miskien wat hierdie persoon op daai oomblik was hulle omstandighede, daai ou wat my besigheid geruïneer het. Praat nou nie van die voorbeeld wat ek genoem het van 'n vriend van my nie. Maar dit wat hy aangedoen, dalk was sy geldelike nood op so dat hy het nie eintlik 'n keuse gehad nie. Miskien as ek dit so bietjie beter verstaan van hulle kant, miskien is dit sommer net 'n slegte mens. Miskien is dit nou maar net, hulle karakter is nou maar swak. En daarom, eintlik is dit makliker om dit te vergewe, want dis hoe hulle is. Begin dit net so bietjie ontleed. En dan maak 'n besluit, 'n doelbewuste besluit. Ek wil en ek gaan vergewe. Want dit is die Here se wil. En soek betekenis aan jou vergifnis. Vra jouself af, wat gaan dit vir my doen? Gaan ek beter wees om dit te doen? En natuurlik, as 'n kind van die Here, vra ons altyd, laat u vergifnis teenoor my, vir my so belangrik en so kosbaar wees, dat ek dit ook deur my aan ander wil gee. En ook kan vergewe. Ek sluit af. Om te kan vergewe is kosbaar. Want dit maak my beter. Dit maak my vry. So ek dink nie die Here het dit verniet gesê nie. Die feit dat God vir jou sê, vergewe, wil hy jou vry maak, jou heel maak, jou 'n beter mens maak. Amen. Ek wil 'n paar oomblikke van stil gebed gee. Miskien is daar iemand vir wie jy op hierdie oomblik kwaad is, wat jy nog nie kon vergewe het nie. Dalk is dit nou tyd om dit vir die Here te gee en te sê, ek vergewe hom, ek vergewe haar. Vader, vergewe ons sonde, soos wat ons die vergewe. En ons wil vergewe. Is nie maklik nie, maar help ons om te kan vergewe. In Jesus naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Mag ons hierdie genade uitdra deur die Heilige Gees. Mag ons die vergifnis hê wat Jesus vir ons bewerk het. Sy hart moet ons hart word. Amen.